ook lekker dat ons aanlyn gehoorsaam met ons te kan verwelkom, waar jy ook al reg oor die wêreld is. Mag die tyd wat jy saam met die skerm beleef meer wees as net skermtyd. Teendeel mag dit 'n ongelooflike belewenis wees van 'n ontmoeting wat die Here met jou lewe het. Ek dink sou jy deel wees van die belewenis om Jesus te volg en dan die teleurstelling dat hy gevange geneem word, dat hulle hom misken en dat dit skielik lyk asof hy dan nou nie hierdie ongelooflike bonatuurlike mag het nie, want hulle het hom in 'n kruis vasgespijker, maar dan begin die berug die rond te doen, hy het opgestaan. Inteendeel, meer as 500 mense het hierdie storie gehoor van die graf is leeg. Die Romeinse soldate is in die moeilikheid, hulle word tereggestel. Daar's pandemonium onder die Joodse leiers, want Jesus, dan het hy hier verskyn, dan het hy daar verskyn, en daar's hierdie opwinding, en al meer en meer mense wat die verklaring maak om te sê, ek het gewonder, maar nou glo ek. My vertroue is, dat ek en jy vandag, met nog groter entoesiasme sal kan verklaar, ek glo. My vraag vanoggend is, wat glo jy? Want wat jy glo, bepaal wie jy is. As jy glo, jy is suksesvol, snaaks genoeg, baie sulke mense draai suksesvol uit. As jy glo, jy's 'n mislukking, jy's niks werd, jy gaan dit nie maak in die lewe nie, raai wat? So daar's 'n groot verband en almal, die selfs in die sosiologie bewys hulle dit, en die sielkunde het hulle dit wetenskaplik al bewys, dat daar 'n groot verband is tussen wat ons glo en wat ons is of wat ons word. Want wat jy glo, dit bepaal die besluite wat ons neem, dit bepaal hoe ons krisisse hanteer, dit vorm uiteindelik jou identiteit, dit bepaal jou moraliteit, dit beïnvloed hoe jy mense behandel, hoe jy mense liefhet, hang af wat jy van jouself glo, wat jy van ander mense glo. Dit bepaal hoe jy wrokke hanteer, hoe dat jy vergewe. Wat jy glo, uiteindelik vorm jou toekoms, en snaaks genoeg wat jy glo rondom God bepaal uiteindelik jou ewigheid, so dit verander alles rondom jou. Vir die vroeë kerk was dit waarvan hulle oortuig is en dit waarvoor hulle staan, was so belangrik dat hulle dit in 'n formele geloofsverklaring ontwikkel het. En dit het die eenvoudige volgelinge van Jesus, onthou hulle toe nog vir jare, vir 'n millennium plus, nie 'n Bybel gehad nie, maar dit het hulle bemagtig om te kan verklaar waarvoor hulle staan. En dis hierdie geloofsverklaring wat in koninklike howe verklaar is, wat in tronke gesing is, wat in kathedrale gechant is, wat deur Christene gefluister is, wanneer hulle die dood in die gesig sou staar. En hierdie woorde is oud, maar is onwrikbaar, en dit deur die eeue was dit belangrik genoeg vir massas mense om selfs daarvoor te sterf. Baie van julle ken dit as die apostoliese geloofsbelijdenis. Van kindsbeen af, vir baie van ons word dit elke Sondag by sekere gemeentes verklaar. Ander volgelinge van Jesus het vir jare hom gevolg en nog nooit van tevore daarvan gehoor nie. Die apostoliese geloofsbelijdenis word aanvaar as een van die oudste, mees bondige, beproefde verklarings van die Christelike geloof. En dit dateer terug tot so ongeveer 190 na Christus, en dis toevallig nie deur die apostels geskryf nie. Maar dis 'n opsomming wat die vroeë kerk bymekaar gesit het om te sê, hoorie maar, jy onthou, julle het vir Petrus daar ontmoet, nee, maar ons het vir Paulus daar ontmoet, maar dis wat ons weet, hulle als vir ons gesê het, en as mense vir ons vra, as volgelinge van Jesus, wat glo julle, waarvoor staan julle, dan is dit wat ons kan oor standpunt inneem en sê, dit is as ware die teologie van die apostels, en dis so gedokumeer dat dit 'n reaksie was tot 'n groot mate ook op 'n ander leringsgroep wat bekend gestaan het as die gnostisisme. Nou ek weet dit klink na 'n verskriklike woord, so ek dink is die eerste keer dat ek hom na seminarium weer gebruik. Ek sal nou weer terugkom na wat die woord beteken. Maar die apostoliese geloofsbelijdenis het gehelp om 'n eenheid te vorm en om die volgelinge van Jesus te verenig rondom hierdie is ons wesenlike leerstellings, en dit het onderling ons geloof versterk om te sê, ja, ons kyk in dieselfde rigting, ons praat dieselfde taal, ons het dieselfde noord. En dis gevorm toe die Christendom nog onwettig was.
So as jy hierdie gewaag het om te uiter, het dit waarskynlik beteken dat jy daarvoor nie net vervolg kan word nie, dat jy tereggestel kan word, dat jy jou lewe kan verloor. So mense se lewens was egter die volgelinge van Jesus se lewens was egter so anders dat elke nou en dan het mense wat nog nie van Jesus weet nie, wat hom nog nie ontmoet het nie, dat hulle vir hierdie ouens raadpleeg en vra, wat glo julle? Waarvoor staan julle? Die bekende apostoliese geloofsbelijdenis, omtrent 100 woorde, neem ongeveer 'n minuut om dit hardop te sê, en dit bevat waarhede wat 'n ewige verskil of 'n ewigheidsverskil in mense se lewens al gemaak het en ek glo steeds kan maak. So as dit vir jou moontlik is, wil ek jou nooi om op te staan en hy's op die skerm en kom ons lees hom hardop saam. So staan gesaam met my en kom ons lees hom. Is jy gereed? Hier gaan ons. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ten helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. En die volgelinge van Jesus sê, amen. Jy kan jou sitplek inneem. In Latyn beteken daai eerste woordjies credo. En dis eintlik 'n Latynse woordjie om te sê ek glo. Hierdie is waarvoor ek standpunt inneem. Dis waarop my hart gebaseer is. Dis my vertroue. Dis waarop my lewe en waarom my lewe draai, ongeag ander se opinies en ongeag die kostes. En ek glo met elke deel van my, dis wat mense met hierdie credo verklaar het. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper. Jy sal agterkom dat hierdie credo begin met die woorde ek glo. Toevallig nie ons glo nie. Want die vraag is nooit, wat glo julle nie? Die vraag was altyd, so waarvoor staan jy? Wat is jou fondasie? Waarop bou jy? Nie wat glo jou vriende of jou ouers, wat is jou kultuurherkoms nie. Die vraag is, wat is jou oortuigings waarop jy jou lewe bou sonder 'n persoonlike voorkeur, want dit kan dikwels iets anders wees. En die vraag vanmôre is, bykans 2000 jaar later, wat is die betroubare kompas waar volgens jy jou lewe inrig om te sê, dis hoe my geite dit wil doen, dis hoe my vlees dit wil doen. Maar dis wat ek weet, God van my verwag, en omdat my geloof in hierdie rigting is dit in die rigting wat ek my lewe rig. En dis hoe hierdie credo lui. Die eerste gedeelte waarby ons stil staan vandag is, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Dit definieer heel eerstens. En voordat jy vir ander mense kan sê wat jy verder glo is, definieer net eers, wie sê jy is God? Omdat mense reg oor die wêreld in 'n soort God glo. Vra die meeste mense, glo jy in God? En dis hier en daar iemand wat te min weet, te veel teleurstellings gehad het en 'n verklaring maak om te sê nie, hulle glo in niks. Hulle glo wel in iets, glo in hulle self. Meeste mense glo, maar hulle glo in 'n hoër mag. En dan is daar hierdie mees uiteenlopende forme van 'n God. Sommige het 'n godsdiens waar daar 2000 plus gode is wat hulle godheid vir hulle opmaak. Ander het 'n God wat in 'n dier verteenwoordig word. Vervolgelinge van Jesus wou dit van hulle en van die apostels, wou hulle dit so vasmaak in 'n kort en kragtige herinnering van dit waarvoor hulle staan en dit waarvoor hulle sou sterf.
En dis duidelik nie 'n geloof in een of ander idee van God, maar 'n geloof bo alle gode in die lewende God. God wat bevestig is. 'n God wat bevestig is deur geskiedenis met bonatuurlike bewyse en is sorgvuldig gedokumenteer in betroubare geskrifte. En in hierdie geloofsbelijdenis wat die eerste poging was, die baker of die fondasie van uiteindelik die Bybel, word daar 3 metafore gebruik om te sê wie is hierdie God in wie ons glo. En die eerste een is om te sê ons glo in God die Vader. En wanneer Jesus ons leer om te bid, dan is dit baie interessant dat hy sê ek wil nie hê julle moet bid tot God die heerser of tot God die koning of tot God die magshebber nie. Ek wil julle leer om te bid en te sê, so met julle bid, Matteus 6 vers 9, ons Vader wat in die hemel is. Nou wanneer ek en jy dit vandag hoor, is dit vir ons soos dis maar die kultuur waarin ons groot geword het, dis niks snaaks om te bid, hemelse Vader of Vader God nie, maar in die antieke wêreld, was die idee van God as 'n vader, ouens dit was soos 'n radikaal. Dit was selfs as kettery beskou, want in die Romeinse en in die Griekse godsdienste het hulle gode beleef as ver, as baie onpersoonlik. Hulle het gode beleef selfs as wreed. Maar die God wat Jesus aan ons kom bekendstel, is allermins nie ver of onpersoonlik. Hy's totaal en al andersoortig. Hy's naby, hy's liefdevol, soos 'n pa wat jou wil beskerm en optel en vasdruk en jou iets herinner van sy krag en sy voorsiening en sy beskerming. Ek weet sommige van ons, wanneer ons die idee of die metafoor hoor van God as 'n pa, dan is dit nie noodwendig 'n goeie een nie. Nie almal het die voorreg gehad om 'n goeie voorbeeld van 'n aardse pa te kon hê nie. Sommige se paas was dalk gemeen of wreed of ver, of afwesig of afsydig, miskien baie moeilik om te behaag. Kan ek net vinnig vanmôre vir jou wys dat hierdie God wat ons uitnooi om te sê kom plaas jou vertroue totaal en al op my as 'n hemelse Vader. Dat jy hom net as hierdie eie soortige entiteit kan herontdek of kan ontdek dalk vir die eerste keer. Maar dit maak nie saak wat se soort aardse pa jy gehad het nie. Ons hemelse Vader is letterlik uit 'n ander wêreld en in totaal en al 'n ander klas. Die Bybel herinner ons selfs al was jou aardse pa onbetrokke en afwesig, hierdie een in wie jou geloof opgeroep word om te plaas, is altyd daar. Hy's aanwesig. Hy's altyd teenwoordig. Een van die teologiese terme waarmee hulle hom beskryf is, hy's alomteenwoordig. Maar nie net as 'n belewenis nie, hy's iets wat tasbaar naby jou is. Hebreërs 13 vers 5. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Hy sal nooit weggaan nie. Die goeie boere verduideliking hiervan is, hy sal jou nooit maar nooit drop nie. Want hy's altyd daar. So Juanita Du Plessis wat ek dink een van haar gospel liedjies is altyd daar. Gaan luister hom net weer. En wanneer jou geloof geanker is in die feit dat ek glo in God, die Vader, want hy's altyd beskikbaar, hy's altyd daar vir my. Selfs al was jou aardse pa tweedens nalatig of ongeërg, hierdie God as 'n Vader is versorgend. Daar's net 'n ander ingesteldheid in hierdie God. Ongelooflike empatie en 'n ontferming. Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. So hy's vol deernis en meegevoel vir diegene wat hulle geloof in hom plaas. Derdens, selfs as jou aardse pa dalk afsydig, bietjie harteloos, hierdie Vader, hierdie hemelse Vader, is ondersteunend. Hy wil help. Psalm 34 vers 18. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. En hoe meer jy tot hom nader, sê Jakobus later, hoe meer jy tot hom nader, hoe meer nader hy tot jou. Hoe nader beleef jy hom. Vierdens, al was jou aardse pa hard en wreed en krities en moeilik en onmoontlik om te behaag. Snaaks genoeg, hierdie Vader jubel oor jou. Hy's 'n bietjie trots op jou. Hy wil so 'n bietjie sê, dis my kind daai.
Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou. Hy's vol vreugde oor jou. Hy stil tevrede in sy liefde, hy jubel en hy juig oor jou. En is hierdie God wat 'n behaag het in jou, hy juig oor jou in Christus. So ons Vader, hierdie persoon wat ons kan 'n verklaring maak om te sê ek glo God en ek glo hy's 'n pappa. Ek glo hy versorg. Wat sy kinders raak sien, vir hulle omgee, wat hulle ondersteun en hy kan jubel oor hulle. Dis hoe die God is wat ons uitnooi om te sê kom plaas jou geloof in my. Dis in die mees antieke geskrif wat ons het nadat die apostels hulle briewe geskryf het, maar voordat dit nog saamgestel is in die Bybel, was hierdie die geskrif wat gesê het, as volgelinge van Jesus is dit die wegspringpunt, ons glo in God as 'n Vader. Maar meer nog, ons glo ook in hom as die Almagtige. Hy's die Almagtige Vader. Hoekom maak dit saak? Jy sien, omdat 'n God wat dalk net 'n Vader is, hy kan dalk baie liefdevol wees, maar as hy nie regtig kragtig is nie, kan hy nie altyd 'n verskil maak nie. Kan hy nie altyd veel doen nie. 'n God aan die ander kant wat net almagtig is, kan so kragtig wees, maar dalk nie liefdevol nie. Maar ons God is meer as net 'n liefdevolle Vader. Hy's ook die ene wat alles vermoënd is, wat alles kan doen. Hy's die almagtige God wat aan die een kant sterrestelsels kan regeer, maar hy's ook hierdie Vader wat jou naam ken. Meer ingezoom op jou detail. Hy weet op die oomblik hoeveel hare op jou kop is. In Latyn het jy dalk al die term gehoor. Hy is omnipotent. Wat beteken hy die absolute, volledige mag is in hom gesentreer. Hy's die oppermagtige, hy's soewerein, hy die oorweldigende owerheid. Laat ek jou vertel van hierdie God wat die vroeë kerk gesê het, ons glo in God die Almagtige. Want hy's ongeëwenaard, hy's onbetwis, hy's onbeperk in die hele skepping, in tyd en in bestaan. So wat beteken dit om daai geloofsverklaring te maak? Jy kry skielik slegte nuus. Dalk daai teleurstellende diagnose. Jy sit en kyk na jou begroting en somme en hulle klop nie. Daai frustrasie van 'n verhouding wat in konflik is. Die lande is te nat en die boontjies spring. Iemand het jou seer gemaak. Iemand is besig om jou te ondermyn en jou in die rug te steek. Miskien is daar spanning tussen jou en 'n lewensmaat of 'n kind, 'n ouer. Wat glo jy? Jy sien, dis gewoonlik hier waar ons begin, ek glo ek gaan dit nie maak nie, of ek glo ek gaan hierdie fight wen. Ek gaan 'n plan maak, want dit is wat boere doen, boere maak planne. Wat daarvan dat ons daai slimmigheid eenkant toe skuif en net weer terugkom en sê ek glo. Ek glo in God, hy's 'n Vader. Maar glo ook in God, hy's almagtig. En ek kan hom nader. Omdat hy 'n Vader is, hoef ek nie te voel ek stap in 'n hofsaal in wanneer ek in sy teenwoordigheid kom nie. Nee, ek stap in sy woonkamer in. Hy nooi my om op sy skoot te kom sit. En ek kan met hom praat. Maar ek kan met hom praat vanuit die oortuiging van Vader, ek glo U kan. Hy's die enigste God. Hy's die enigste God met 'n verifieerbare track record. Daar's baie ander gode in die wêreld. Maar die geskiedenis bewys nie, en daar's nie argeologiese en geskiedkundige en buitebybelse geskrifte wat ander gode bevestig nie. Ons God doen. 'n verifieerbare track record wat sê hy's beskikbaar, hy's teenwoordig, hy's belangstellend, hy's besorg as 'n Vader, maar daarmee saam, hy's almagtig. So geen probleem is vir hom te groot om te hanteer nie. Geen persoon is te gebroke om te genees nie. Geen plan van die duisternis of die vyand teen jou kan hy nie keer en in 'n oorwinning verander nie. En jy sien, dit kom anker skielik jou geloof in God
die Almagtige. En omdat hy hierdie deernisvolle pa aan die ander kant is niks vir hom te onbenullig nie. Hy voel nie, nee, jy moet nou nie daaroor bid nie. Dis nou nie regtig iets om oor te kla nie. Want hy's besorg oor alles. Oor alles wat vir jou belangrik is dalk vir hom nog 'n groter besorgdheid. En hy's by magte as die Almagtige om te sê, as ons sê, Vader, ek dink hierdie is onmoontlik, dan sê hy, bring it on. I haven't seen anything yet. So wat glo jy? Ek glo in God, die Vader. Ek glo in God, die Almagtige. Ek glo ook in God, die Skepper. Jy sien, wanneer ons op God fokus as die Skepper, miskien is dit nie vir ons so 'n groot uitdaging nie, en ons gewoond aan daai kultuur, is nie vir ons vreemde taal nie. Maar in die vroeë Christendom was dit geweldig kontroversieel. Omdat daar hierdie valse leerstelling was en hulle het baie momentum gehad in dieselfde tyd as wat die volgelinge van Jesus al meer geword het, en hulle het bekend gestaan as die gnostisisme. Nog die gnostici versus die Christene, die gnostici aan die ander kant, hulle het geglo dat alle sigbare dinge, alles wat jy kan sien, berge, bome, grond, wolke, see, water, ons fisiese liggaam, alle fisiese dinge, alle materiële dinge, dis boos. Dis sleg. Hulle het geglo dis deur 'n laer God gemaak, demiurg. Hulle het na hom verwys as die God demiurg. En hy die materiële of die stoffelike wêreld het hy geskep met 'n klomp gebreke en foute, en dis hoekom dinge nie eintlik so lekker werk nie. Maar dan het hulle ook geglo, nie net in die laer God demiurg nie, hulle het geglo in die hoër God wat geestelike dinge skep. En hy was dan eintlik net gemoeid met 'n klomp geestelike goed. Maar dan kom die apostoliese geloofsbelijdenis en neem hierdie standpunt in om te sê, ons glo, ons God is die outeur van alle dinge. Hy is die bron, hy is die skepper. Hy is die skepper van die geesteswêreld, die hemel, en van die fisiese en die materiële, die aarde. En toe hy die aarde en al die fisiese geskep het, het hy gesê, en dit was goed. Dis waarom Johannes sy evangelie begin. En hy weerspreek die ander leerstellings wat die rond te doen, die gnostici. En hy skryf in 1 Johannes 3, hy sê, alles, gebruik 'n baie sterk Griekse woordjie, alles het deur hom tot stand gekom. Nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Nou maak ons die verklaring om te sê, ons glo in God, die skepper. Skepper van alles. Geesteswêreld en alles wat materieel gesien kan word. Hoe raak dit jou en my? En as ek en jy dalk net weer 'n bietjie ons gedagtes en ons fokus begin anker, om onsself vandag uit te daag en te sê, glo ek dit? Of weet ek, God is 'n Vader, hy's almagtig, hy's 'n skepper, maar ek gaan aan asof ek self probleme moet oplos, asof ek met my krag en insig en wysheid deur my lewe dit probeer maak, asof ek vir myself moet sorg en myself my eie laste moet dra. Wat glo jy oor God? Want wat jy glo, bepaal jou menswees. Maar vir eeue het getroue, en hulle is na verwys as mense wat so dan geglo het, hulle is verwys as gelowiges. Want hulle glo, wat glo hulle? Lees dit gou weer hardop saam met my. Kom ons lees weer daai eerste ene. Kom ons lees hom. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. As hy volgende uitdaging kom, ek glo in God. Hy's my Vader. Hy's almagtig. Hy kan skep. In die geesteswêreld en in die praktiese realm. Vroeë volgelinge van Jesus het hulle lewens gewaag om hierdie geloofsbelijdenis te verklaar. Baie van hulle wat dit publiek verklaar het, is doodgemaak. Kan ek en jy dit saam met hierdie mense verklaar en uiteindelik terugsit en weet, dit wat God skep is fenomenaal. En hierdie God maak soveel beloftes wat hy oor geslagte heen nog altyd nagekom het. Met geskiedkundig verifieerbare voorbeelde soos 'n Abraham, 'n Isak, 'n Jakob. Kan ons kom soos die vroeë Christene en sê, ons glo in 'n God wat 'n see kan skei en 'n pad kan maak waar daar op hierdie stadium geen uitweg is nie.
Ons glo in 'n God wat sy mense lei. En as dit is, dan stuur hy vir hulle vuur vir lig in die nag, 'n wolkbedekking vir beskerming teen die son in die dag. Kan ons 'n verklaring begin maak om te sê ons glo in 'n God wat 'n vyandelike skuilplek deur een oorwinningskreet in die daad van 'n volk se gehoorsaamheid vir 'n week, hulle hele skuilplek ineen laat stort. Ons glo in 'n God wat vir 'n kind kan bemagtig om 'n massiewe reus met 'n klippie plat te trek. Ons glo in 'n God vir wie die winde en die golwe gehoorsaam. Ons glo in 'n God wat gebrokenes kan heel maak, wat siekes kan genees, wat dooies kan opwek. Ons glo in 'n God wat mens geword het in die persoon van sy seun Jesus Christus en gesterwe het sodat ons kan lewe. Ons glo in 'n God wat dooie dinge lewendig maak. Selfs 'n vallei vol doodsbeendere kan hy verander in 'n kragtige weermag. En ons glo in 'n persoonlike God as 'n liefdevolle Vader, as die almagtige spesialis van die onmoontlike en wat uit niks skep en dan is dit goed. 'n God wat jou ken en jou sien en lief is vir jou. 'n God wat vir jou wil veg. 'n God wat voor jou wil uitgaan, wat paaie vir jou wil gelyk maak. En wat beloof, hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy sal jou nooit verlaat nie. Boere Afrikaans sê hy jou nooit drop nie. Kan ons geloof hernuwe in 'n God wat was, wat is en wat sal wees. Inteendeel, 'n God wat weer gaan kom. Wat eendag, dalk binnekort vir sy seun gaan sê, nou is die tyd. Die basuin gaan blaas. Die dooies in Christus gaan opstaan. En Jesus gaan terugkom vir diegene wat hom gekies het. En hy gaan hulle volmaak en rein, sonder vlek of sonder rimpel, van aangesig tot aangesig voorstel aan hierdie God, die allerhoogste, allerheiligste, almagtige. En ek glo, hierdie God gaan elke traan afvee, want hy begeer om alles en almal te verlos, van alle onvolmaaktheid, alle gebrokenheid, alles stikkend, en dat ons vry kan wees van skaamte en hartseer en pyn en ontnugtering en teleurstellings en frustrasies. Ek glo ons gaan verwelkom word by hom, by die een oor wie die hemelwesens entoesiasties en moeitevol sonder ophou uitroep, heilig, volmaak, perfek, foutloos, heilig, heilig. As jy hom eers weer ontdek, en net weer jou geloof begin anker, en saam met 'n antieke geskrif, en miskien verstaan ons nie als nie, en miskien glo jy nie eers als wat daar staan nie, maar om terug te kom en te begin anker en te sê, ek glo in God, die Vader, my Vader, die Almagtige, die Skepper. Miskien is daar 'n stappie verder, dat ons hierdie geloofsverklaring in ons dag dalk 'n bietjie kan aanpas en sê, ek glo dit nie net nie. Ek ken God as Vader. Ek beleef hom as die Almagtige. Ek rus in die feit dat hy steeds skepende krag het om uit niks fenominale, bonatuurlike, ver meer as wat ek kan bid of dink, dinge te kan doen. Kan ek jou uitdaag? Plaas weer jou geloof in hom tot so 'n mate dat jou totale menswees aan hom toevertrou is. Want jy sien, as jy hom nie heeltemal glo nie, gaan jy self beheer vat. Maar as jy aan hom oorgee en aan hom jou hele lewe toevertrou, dan besef jy, ek glo. Hy is die Vader wat vir my omgee. Hy is die een wat enige iets kan doen. Hy is die een wat kan skep. Ek gaan hom toelaat om my lewe te regeer. Hy gaan dit beter doen as wat ek dit kan doen. Want as dit is wie hy is, dan is dit ons enigste redelike reaksie. Ek kan nie namens God praat nie, maar ek dink dit sou my hart breek, as ek God was, en ek my seun gestuur het om 'n prys te betaal en mense te bevry, en hulle is nou vrygekoopte koningskinders, maar hulle kies om hulle eie ding te probeer doen, en soos geestelike boemelaars, as gevangenes te lewe, oorheers te word deur duisternis, terwyl die tronkdeur nou oop is en lig en vryheid vir hulle wag.
Maar sy duur teruggekoopte eiendom tree op, ongelukkig soos te veel van ons vandag doen, met geen eerbied, geen respek, geen onsag, geen passie, maar wanneer jy besef wie jy is, dan kan jy jouself nie inhou nie. Dan is daar spontane verwondering en dankbaarheid en oorgawe en beskikbaarheid en aanbidding. Verskonings van, ek weet nou nie, ek is nou nie lus nie, of ek is te moeg, of ek het nie tyd nie, of ek weet nie hoe nie, of dis nie my styl nie. Dit kom in perspektief. En skielik besef jy, maar daai verskonings wat ek maak in my eie vanuit my ongeloof, dis ongegrond en is leeg en is eintlik 'n klap in sy gesig. Want as ek glo, hy's God. Hy's die skepper, hy's almagtig, hy's Vader. Ek dink die grootste opwinding is, ons is geskep om in 'n verhouding met hom te kan wees. En ons bestaan is as gevolg van wie hy is. As jou lewe op die oomblik nie weerspieël wie hy sê jy kan wees nie, dan moet ek jou vanoggend vra, so wat glo jy regtig? En ek vra nie wat glo jy hierbo nie, ek vra wat glo jy hier binne? En jou lewe gaan aan die einde van die dag nie oor jou nie. Gaan nie oor wat ons reg kry en wat ons kan geniet en wat ons geluk en wat vir ons gemaklik is nie. Die lewe gaan oor veel meer. En my gebed is dat jy meer as net 'n bewus sal wees, die woorde van hierdie geloofsbelijdenis van sal kennis neem of dit uit jou kop uit sal ken. My gebed is dat jy hom sal ken. En dat dit die fondament gaan wees wat vorm hoe jy lewe, hoe jy besluite neem. Ek glo deur sy gees wil die Here vandag homself aan jou kom openbaar. En dat jy kom herontdek as hy's kreatief skepend. Hy's heersend almagtig. En hy's deernisvol 'n Vader vir jou. Kom ons bid saam. Here, ek kom bid dat U vir elkeen van ons, vir wie U so 'n dierprys betaal het, uit die gedagtegang uit sal kry van godsdiens, uit die gedagtegang uit sal kry van ons gaan maar net deur ons normale kultuur van Christendom. En dat ons weer met nuwe oë onsself sal kan afvra en opgewonde kan raak oor die feit dat ek glo. Dankie dat selfs dit 'n gawe uit U hand uit is. Maar Here, mag elkeen van ons onmiskenbaar bou op hierdie fondasie om te weet ek bou my lewe op wie God is. En wanneer die uitdagings en die onsekerheid kom, mag U kom en op 'n kosbare manier vir ons herinner deur U Gees. En net weer 'n nuwe visioen in ons laat opstaan, 'n nuwe waardering. En mag ons in ons geestesoog beleef ons God as 'n Vader. Dankie dat U begeer om met ons intiem te verkeer en dat ons as ware saam met U kan sit en kuier, ons hartsgeheime met U deel, ons probleme voor U kan uitstort en U met soveel verlange en verwagting graag 'n verskil wil maak. Nie net omdat U kan nie, maar omdat U 'n Pa is wat so deernisvol en liefdevol vir ons omgee. Ek kom bid dat wanneer ons vanmôre hier sit met uitdagings wat ons besef dis onmoontlik, mag U Gees ons herinner dat wanneer ons in geloof kom en verklaar ek glo in God die Almagtige, dat ons sal besef ons probleem is nie groter as die almag van God nie. Kom bring weer vir ons perspektief en nuwe waardering en wanneer ons besef dis gemors, dis 'n krisis, daar's 'n niks in my lewe. Dankie dat U uit die niks kan skep. Dankie dat U konstant kan roep. Dankie dat U ver meer doen as wat ons bid of dink. Ons wil vandag kies om opnuut 'n verklaring te begin maak en te sê, Here, ek weet nie net van U nie. Ek wil my lewe aan U toevertrou, want ek glo. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.